Vanoggend in my eie toewydingstyd met die Here lees ek Psalm 27 en daar skryf Dawid: Here, ek wil lofliedere tot U eer sing, want ek is dankbaar. En ek besef vanoggend weer, ons moet heeltyd en altyd net dankbaar wees. Kom ons sê dankie vir die Here. Die Here, dankie dat U sorg. Dankie vir gister wat so 'n heerlike dag was en Here, ons kyk op na U want U is ons voorsiener en ons sê vir U dankie dat U so goeie Vader vir ons. Ons eer U. Amen. Ons is besig met 'n reeks oor die Heilige Gees en hoe die Nuwe Testament en die Ou Testament die persoon en die werk van die Heilige Gees beskryf. Nou, die Bybel maak dit nie vir ons moeilik om die Heilige Gees te verstaan nie. Want ons lees in die Nuwe Testament, die Heilige Gees is soos wind, die Heilige Gees is soos water, die Heilige Gees is soos olie. En nog meer simbole van die Heilige Gees. Dit is maklike goed om te verstaan. Maar vanoggend gaan ons kyk na 'n kerndeel van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom om ons aan te trek. Kom om ons te beklee. Dis 'n manier hoe ons die Heilige Gees moet verstaan en dit is ook eintlik iets wat wat ons in die konteks van die hele Bybel moet sien. As ons kyk na die Genesis in die begin van die Bybel, dan sien ons God het saam met die mens gewandel in die aandwindjie in die tuin van Eden en toe verloor die mens daai verhouding met God. En toe kom Jesus na sy opstanding, toe loop die mense terug van Emmaus af, van Jerusalem af na Emmaus toe, 'n klein dorpie, en hy wandel, begin weer saam met hulle loop, en so wys die Here, ek wandel weer met mense. Ons sien dat God het in Genesis sy asem in die mens ingeblaas, en die mens het lewend geword, en toe die mens gesterf, maar die mens het nie onmiddellik gesterf nie, maar iets in die mens het gesterf, die feit dat ons God se beeld dra. En aan die einde van sy aardse bediening toe blaas Jesus oor sy disippels en sê weer vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou, as ons sê ons moet beklee word met die Heilige Gees, dan moet ons teruggaan na Genesis toe. En ons sien dat God het die mens geskep in die tuin van Eden en die mens het nie klere aangehad nie. 'n vriend van my, Shaal Botha, sê hy het gepreek oor die tuin en Adam en Eva en hy het sê toe Adam en Eva was kaal en hy sê toe iemand baie beswaard, 'n ou dame, en sy sê hulle was nie kaal nie, hulle was naak. So kom ons sê so, hulle was naak, maar hulle was nie naak nie, want hulle het iets om hulle gehad. Hulle het die heerlikheid van God gehad. Hulle het die kavod, is die Hebreëse woord daarvoor. Dit is wat hulle gedra het. Daar was iets om hulle, want hulle was so naby aan God, en God het sy asem in hulle geblaas, dat daar was 'n heerlikheid om die mens. En toe die mens sonde doen, en hulle daai heerlikheid verloor, toe kom hulle agter, maar ons is kaal. En hulle wil vinnig klere maak om hulle self te bedek, maar daar was iets wat die mens gedra het, wat die mens verloor het. En wanneer ons sê die Heilige Gees kom om ons te beklee, dan is dit iets groots wat die Heilige Gees kom regmaak, wat verkeerd gegaan het. Nou ons moet met die Heilige Gees beklee word. Ek wil vir julle 'n versie lees in Lukas 24 vers 49. En ek lees in die
2020 vertalings, nou die meeste Afrikaanse vertalings, daai woordjie in rooi, praat van toegerus, maar as jy na die Engelse vertalings toe gaan, dan sal jy sien, baie van die Engelse vertalings vertaal daai woordjie met clothed, om bekleed te wees. Kom ons lees daar Lukas 24:49, en kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur, maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Dit is die Heilige Gees wat sou kom. En daai woord toegerus is die woord endue, wat beteken to sink into, put on, clothe, to clothe oneself. Nou dit is 'n spesiale woord daai van om bekleed te word, want dit verwys eintlik daarna na iemand wat so aantrek dat mens kan sien hy's gereed of sy's gereed vir hulle taak. En daar's 'n fotootjie van 'n mediese dokter daar op die skerm, en almal van ons het al of die meeste van ons was al in die hospitaal, en baie keer moet jy vir 'n operasie gaan, jy moet onder narkose gaan, en dis 'n tyd wat mens bid, en Here asseblief wees met my, en as daar dan 'n dokter inkom, en hy het 'n wit oorjas aan, en hy het 'n stetoskoop, dan voel mens sommer maar, ja, ek gee dit vir die Here, maar die man die dokter wat my gaan behandel is bekwaam, uit die regte kwalifikasie, uit die regte ondervinding, hy het gespesialiseer in dit wat hy doen, en ek bid Here help hom. En ons moet altyd bid vir die Here, wanneer ons enige iets doen, maar daar's iets van die klere wat ons aantrek, wat wys dat ons bekwaam is vir 'n taak. Hier op Hoedspruit kry ons baie boere, wat hulle boereklere aantrek. Ek kan sommer sien as 'n boer bekwaam is. Ek onthou my oupa, hy het altyd kakieklere gedra, sulke verbleikte kakieklere en velskoene, en dit was sy uniform. En as oupa in die oggend, my ouma het daar naby Eersbewoond, daar naby waar Kraanskop is, geboer, en dan vroegoggend hoor jy stook ouma die koolstoof, mieliestronke, dan sprit die pot koffie, en jy drink saam met oupa en ouma koffie. Jy mag nie koffie by die huis drink nie, by oupa en ouma mag jy maar koffie drink, maar oupa is aangetrek, hy het sy ou verslete ou kakie klere aan, ons mos werksklere en sy vellies. My oupa het vellies modern gemaak voor dit modern was. Maar iets aan hoe hy aangetrek het. Enige iemand kom daar inkom en sê hierdie is 'n boer wat nou gaan werk. Sy hande was so vereeld, sulke dik hande. Die hele tyd met tange gewerk en drade. Jy kon hom groet en weet, maar hierdie man se hande is hande wat nou gaan werk. Want hy het aangetrek dat jy sommer geweet het dit wat hy doen. Ons sien dit hier in Hoedspruit met byvoorbeeld die game rangers. As jy die veldwagters kan sommer sien, iemand is aangetrek om diens te gaan doen. Partykeer sien ons nou deesdae die veldwagters met outomatiese wapens saam met hulle. Ons weet hulle is gereed as dat ook sou stroopers kom. Wanneer ons 'n brandweerman sien, ons het gelukkig nie so baie brande hier nie, maar as 'n brandweerman na jas aantrek, dan weet jy, hier's iemand wat opgelei is om sy werk te doen. Nou, dit is hierdie woord endue, dit is 'n spesiale woord, wat sê die Heilige Gees betrek ons weer aan. So die eerste ding van die beeld wat vir die Heilige Gees gegee word, dat die Heilige Gees ons beklee, dat hy ons klere is wat ons aantrek, is om te sê, dit herstel wat gebeur het met Adam en Eva. Die Heilige Gees kom maak dit weer reg. Ons kan weer met God wandel, ons kan weer met God verhouding hê, ons kan weer sy asem in ons dra, die Heilige Gees hê, maar ons kan weer beklee wees
met die Heilige Gees. Maar hierdie bekleë wees vir die Heilige Gees is 'n spesiale tipe bekleë wees. Dis iemand wat aangetrek is en bekwaam is vir hulle taak. So daarom, as ons nou kyk weer na die versie wat ons gelees het in Lukas 24, dan sal nou, julle sal met krag uit die hoogte toegerus word. Dit staan eintlik letterlik daar, julle sal met krag uit die hoogte bekleë word. Maar toegerus is reg vertaal, want dit is 'n tipe bekleë van iemand wat bekwaam is. Iemand wat toegerus is. Ek het net nou getuig van presies 'n jaar gelede, wat ons nie geweet het wat nie. Ons het net na COVID wat die gemeente en so baie mense stampe op stampe gegee het. Ons gebid, Here, ons gee hierdie ding in U hande. En die Here het ons bekwaam gemaak, het mense opgewek. Hy maak ons bekwaam vir die taak wat hy wil hê ons moet doen. En daai bekwaam maak is om met die Here bekleed te word. En as julle nou weer gaan lees Paulus se briewe, dan is dit opvallend hoe baie keer Paulus dit sê. Hy sê byvoorbeeld net in Kolossense 3, sê hy 3 keer, bekleë julle met die Gees, bekleë julle met die vrug van die Gees, bekleë julle met liefde. So, daai bekleë is om ons bekwaam te maak. En dan in Romeine 13 vers 14 staan, bekleë julle egter met die Here Jesus Christus. So, dit is iets wat ons moet weet van die werk van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees wil altyd die lig op Jesus laat skyn. So wanneer ons met die Heilige Gees bekleë, dan bekleë ons met die Here Jesus. God is een, God Vader, God Seun, God Heilige Gees, en die Heilige Gees het gekom en sy werk is sodat ons Jesus kan sien, sodat ons soos Jesus kan wees. Want Jesus het die heerlikheid van God gedra. Jesus het volkome onder die leiding van die Heilige Gees geleef en hy was bekwaam om sy taak te doen. So dis iets wat ons moet altyd net weet. Dit gaan oor die Here Jesus, maar wanneer ek my aan die Here Jesus oorgee, dan laat ek toe dat die Heilige Gees in my werk. En in die eerste versie wat ons gelees het, staan letterlik, julle moet julle bekleë met die Heilige Gees. En ons sien daai bekleë is die Heilige Gees maak ons bekwaam vir dit wat ons moet doen vir die Here. Maar wanneer ons met die Heilige Gees bekleë, dan bekleë ons met ons Here. Nou, kom ons maak dit prakties. Wat gebeur? Mens staan in die oggend op, sê nou maar jy's 'n boer, trek jou kakiklere aan, of die klere waarmee jy boer, voor jy gaan boer. So daar's iets moet gebeur, jy moet dit jouself aantrek, fisies. Maar net so moet mens jouself in die geestelike aantrek. Is dit nie so nie? Hoe trek ek my aan in die geestelike? Daar's net een woord daarvoor, deur tyd by die Here te spandeer. So wanneer ek opstaan, net soos ek my elke dag aantrek vir my dagtaak, my bekleë vir my dagtaak, net so moet ek my in die Heilige Gees of in die Here Jesus bekleë, is dieselfde ding. En hoe doen ek dit? Ek doen dit deur tyd met die Here te spandeer. Ek doen dit deur elke dag die Here se woord te lees. Ons het gister 'n geseënde fondsinsameling gehad en vanoggend lees ek Psalm 27 en dan sing lofliedere tot eer van die Here omdat jy dankbaar is. En die Here het so tot my hart gepraat. Ek besef ons moet dankbaar wees vir wat die Here doen. En as ek nie vanoggend my bekleë het met die Here nie die tyd spandeer het om 'n psalm te lees nie, dan het ek dit gemis. Ons kan dit amper sê, dit is soos om op 'n koue dag net 'n kort hempie aan te hê.
Jy's nie heeltemal beklee nie. Jy loop en jy kry die hele dag koud. En daarom moet ons dit vir onsself maklik maak. Jesus het gesê, Vader, ek dank U dat klein kindertjies die waarhede van die koninkryk kan verstaan, wat slim en geleerde mense nie kan snap nie. So nou verduidelik die Bybel die Heilige Gees. Die Bybel maak dit eenvoudig. Heilige Gees is soos wind. Wat doen wind? Heilige Gees is soos water. Die Heilige Gees is soos olie. Die Heilige Gees is soos vuur. Die Heilige Gees is soos om ons te beklee elke dag. En kom ons maak hierdie koppeling in ons kop. Ek gaan nie my net na my fisiese mens aantrek elke oggend nie. Ek gaan my na my geestelike mens ook elke oggend aantrek. Want as ek nie my beklee nie, dan gaan ek nie op die krag van die Here kan terugval nie. Want ons werk so bietjie soos 'n selfoon. 'n Selfoon kan net werk as die battery vol gelaai is. As die battery hier in die middel van die dag pap raak, kan dit nie meer bruikbaar wees nie. En ons is ook so. So ons moet besef, ek moet my elke dag beklee met die Here. Here, ek bid, ek lees U woord, ek sing U lof, bring my hart voor U, ek stort my behoeftes uit voor U, Here, dit wat ons nood is, ek bid vir mense waarvoor ek lief is. Ek gee die moeilike dinge elke dag vir die Here. Here, ek sit net in die teenwoordigheid. Vanoggend het ons so lekker gebid voor die diens en nou seker 'n tyd van 5 minute of so wat ons net gesit het en niemand gebid het nie, maar net gesit het in die Here se teenwoordigheid. Jesaja 40 vers 31 sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So, ons moet hierdie eenvoudige koppeling maak. Elke dag trek ek klere aan vir my werk. Net so moet ek ook klere aantrek, geestelike klere. My beklee met die Heilige Gees. Die klere wat ek aantrek, is klere wat wys ek is vaardig, ek is bekwaam om te doen dit wat ek moet doen. Maar wanneer ek my met die Heilige Gees beklee, sal hy my bekwaam maak vir dit wat die Here wil hê ek moet doen. Is dit nie maklik om te verstaan nie. Dan in Galasiërs 5 vers 13 staan, julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik, sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar in liefde. En hoekom ek hierdie versie ingesit het, want dit is waarvoor die Here ons bekwaam maak. Hy maak ons bekwaam om dienaars te wees. So ons is geestelik beklee, dat ek ander in liefde kan dien. En dit is iets wat ek nie baie in myself het van nie, maar die Here sal dit vir my gee. Die Here maak my bekwaam daarvoor. Amen. Nou, daar in rooi staan, die Heilige Gees beklee ons. Rus ons toe. Kom ons staan op, dan ek wil dat ons begin deur saam hardop daai wat in swart gedruk is te bid, en dis net om ons aan die gang te sit, en daarna wil ek elkeen kans gee homself met die Here te praat. Kom ons bid saam hardop. Hemelse Vader, dankie dat U my met die Heilige beklee en toerus. Ek beklee my nou met Jesus, sodat ek ander in liefde kan dien. Amen. Ja, Here, dit is so eenvoudig. Here, en mag ons nie hierdie een beeld, hierdie een simbool van die Heilige Gees miskyk nie. Die Heilige Gees het gekom om ons aan te trek, en ons moet ons elke dag aantrek met U Heilige Gees. Ons moet elke dag tyd met U spandeer. Elke dag waar ons gefaal het, dit voor U bely en vir U gee. Maar ons moet ons elke dag oorgee aan U, Here. Sê, hier is ek. Here, gebruik my. Ek
net so 'n halwe minuut gee vir elkeen om net self met die Here te praat. Gee jouself vir die Here en gee jouself oor nou aan die Here. Sê vir die Here, Here, bekleed my met U Heilige Gees. Bekleed my met Jesus. Here, help ons om in kinderlike afhanklikheid, in kinderlike opregtheid met U te lewe. Help ons om elke dag met U te begin. Help ons dat elkeen van ons elke dag met U Heilige Gees bekleed sal wees. Lei ons so in die naam van Jesus. Amen. Bly net so staan, ek wil 'n seën oor almal hier uitspreek. So as jy gebed nodig het, kom vorentoe. En dankie Gerard, die belangrikste deel van die diens breek nou aan en ons noem dit die gemeenskap van die gelowiges waar ons saam lekker kuier. Mag die vrede van die Here Jesus, die vrede van God met elkeen van julle wees, met ons wees. Amen.